Goeiedag en baie welkom by die formasiereis. Ons praat oor die Onse Vader, die gebed wat Jesus ons geleer het. 'n Deeltjie van daai gebed in die Nuwe Lewende Vertaling klink so in Matteus 6 vers 10. Laat u koninkryk kom. Laat u wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. Daar's baie vertalings van hierdie skrif en ek dink jy het dit al baie gehoor. Jy het dit dalk al in die kerk herhaal, jy het dit dalk self al gebid en gelees. Hoeveel keer het jy al hierdie woorde gebid? Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Maar ek vra jou vandag, hoe klink jou gebed? Weet jy wat jy bid? Ons gaan terug na die tyd van Jesus en sy disippels. Jesus' disippels was Jode. Gebed was deel van hulle kultuur. Godsdienst was deel van hulle kultuur. Hulle het baie gebid. Elke dag, elke week, elke jaar. Verskillende gebede. En hulle kom na Jesus toe en hulle sê, Rabbi, leer ons bid. Hoekom sê hulle dit? Want daar is iets wat hulle gesien het, hulle kort. En toe kom Jesus en hy sê, dis hoe julle nie moet bid nie, en dis hoe julle moet bid. En as hy kom by hoe julle moet bid, dan is een van die eerste opdragte wat hy sê is, Here, laat u koninkryk kom. En as ons 'n bietjie daaroor dink, dan wonder ek of ons nie eintlik dit verkeerd bid nie. As ons bid en sê, laat u koninkryk kom, dan sê ons nie, laat u koninkryk kom nie. Die meeste van ons bid, Here, help my, laat my koninkryk kom. Ons gebede is vol van, help my met my werk, help my met my omstandighede, Here, help my met my huwelik, help my met my gesin, Here, help my met hierdie eksamen, help my met hierdie projek, voorsien vir my. En as ons nie oor ons bid nie, dan bid ons oor die wêreld om ons en sê, Here, help my familie, help my suster, help my ma, red hulle, verlos hulle, ons bid vir gesondheid, of ons bid vir die politieke situasie, ons bid vir Israel, of ons bid vir Gaza. En al daardie goed is eintlik ons koninkryk. So ons gaan na God toe in gebed en sê, laat u koninkryk kom, maar dan vra ons, Here, laat my koninkryk kom, laat dit in my lewe beter wees. En ek wil jou vandag vra om saam met my te dink en te sê, is daar nie 'n beter manier om te bid nie? Een waar jy nie vir God vra, help my koninkryk nie, maar een waar jy sê, Here, laat u koninkryk kom, wat wil u hê? Hoe werk u koninkryk? En dan kan jy eerder bid en luister en sê, Here, laat u koninkryk in my huwelik gebeur. Wat wil jy hê moet ek doen? Of jy kan kom en sê, Here, laat u koninkryk in my gesin gebeur. Wat wil jy hê moet ek doen? Miskien kry jy 'n opdrag wanneer die Here sê, bid saam, lees saam Bybel, gaan saam kerk toe. Of jy kan sê, Here, laat u koninkryk kom in my gemeenskap. Wat wil u hê moet ek doen? En so kan jy 'n opdrag by die Here kry wat sê, gaan uit, doen hierdie werk, doen hierdie werk. Jy sien, ons glo God praat as ons sê, laat u koninkryk kom. Maar as jy glo iemand gaan met jou praat, dan moet jy luister. As jy glo iemand gaan vir jou iets sê, dan moet jy wagtend wees vir 'n antwoord. En ek wil jou vra om saam met my te dink, van vandag af as jy daardie gebed bid, Here, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, dat jy net 'n bietjie sal stil staan, voor jy jou behoeftes op die tafel sit, en sê, Here, wat wil u hê? En luister vir 'n woord in jou hart,
Luister vir 'n gedagte in jou kop. Luister vir 'n inklinasie. Luister vir 'n drang. Luister vir 'n begeerte om iets te doen. En 'n manier om dit te doen is om te sê, Here, spreek u diensknegt luister, soos wat Samuel gedoen het. Kan jy in hierdie week wat kom, net 'n bietjie stil staan by hierdie een lyntjie in die Onse Vader, en net daar nie aan te beweeg, net te sê, Here, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so in my lewe, en dan te luister en te vra, wat verwag u van my? Wat moet ek doen? Wat kan ek doen? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u vir ons hierdie pragtige gebed gegee het. Dankie dat u vir ons die woorde gegee het, laat u koninkryk kom. Help ons om die betekenis daarvan te verstaan en uit te leef. In Jesus naam. Amen.